Goeiemôre vriende, so hier aan die begin van 'n nuwe week. Dis vandag 16 Maart 2026. Mag julle 'n absolute wonderlike week hê. 'n Week vriende waar julle sommer net bewus wees word van die genade en die liefde van die Here. Kom ons raak so wyle stil en dan dra ons ook hierdie week aan die Here op. Vader God, so spoed ons lewe ten einde. So is elke dag 'n dag wat ons nader is om vir altyd en ewig by U te wees. Maar Here, so is daar ook so baie geleenthede, ongelooflike klomp geleenthede wat U vir ons gee. Geleenthede waar ons met mense kan praat, geleenthede waar ons kan werk, geleenthede waar ons vir mense kan lief wees, vir mense kan omgee en aan mense kan uitreik. Here, dankie daarvoor, en omdat ons bewus is daarvan dat ons maar is stofmannetjies en stofvroutjies is, en ons tyd beperk is, weet ons ook ons moet die tyd uitkoop. En Here, daarom kom vra ons vir U dat U deur die Heilige Gees vir ons sal lei om 'n impak te maak nie saak waar ons is nie, sodat mense vir Jesus Christus in ons lewens kan sien en ervaar. Amen. Vriende, mag julle inderdaad genade en vrede in oorvloed hê, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons het vir mekaar gesê dat Paulus natuurlik met Timoteus praat. Ons sien op die ou en by Timoteus is alweer 'n paar dwaalleraars wat daar rondtoer. Dit gaan altyd oor Christus, apostel Paulus van Jesus, liewe vriende, apostel van Jesus, maar ook 'n apostel vir die heidene, Petrus apostel vir die Jode. En vriende, waar dit gaan vir Paulus absoluut om siele te wen vir die Here. Paulus wat absoluut uitverkoop is aan Christus, omdat hy op die pad van Damaskus, soos ons vele kere al vir mekaar gesê het, eenvoudig beleef het, Jesus is 'n realiteit, Jesus is waarheid. Op die pad van Damaskus het Jesus hom persoonlik kom ontmoet toe hy daar met blindheid geslaan is daar. En wanneer Paulus praat, liewe vriende, is dit in al sy briewe gaan dit oor Jesus en Jesus alleen. En ek en jy moet onthou, op hierdie aarde, liewe vriende, is dit ook so. Dit gaan om Christus en hoe Christus alleen. Maar ek en jy kan nooit ander mense beperk nie, liewe vriende. Ons kan ons getuienis lewer, ons kan dit op die tafel sit, ons kan mense uitwy, maar ons godsdiens, dit wat ek en jy glo, moet nooit ander mense beperk om te doen wat hulle kan doen nie. Ons godsdiens moenie ander mense se keuses en vryhede van hulle wegneem nie. Dit is nie wat Christendom beteken nie. En daarom is ek die afgelope tyd so 'n bietjie wat onder die kraag oor vernaamlik Islam, liewe vriende, ja seker van die ander godsdienste ook. So die oomblik wanneer hulle in beheer kom, het ek en jy geen vryheid en geen godsdienstvryheid en niks nie, nee. Christendom is nie dit nie. Jesus kom leer vir ons wat liefde is. Jesus kom leer vir ons wat omgee is. Jesus kom leer vir ons wat uitreik is, maar dis nie beperkend op ander mense nie. Dis vryheid vir ander mense, liewe vriende. Hulle moet op die ou en die keuse maak. Ja, die Heilige Gees werk die hele tyd ook in hulle harte, maar hulle moet die keuse maak. Nee, so 'n Christendom is nooit 'n beperkende ding, maar sien selfs in Timoteus se tyd, dan is die keiseraanbidding was daar gewees. Die keiser is gesien as God. As jy nie die keiser aanbid is nie, is jy vervolg. So daai godsdienst, daai tyd, al was 'n teokrasie, liewe vriende, was life and well. Soos wat dit vandag in Islam life and well is. Die boeddhiste is bietjie meer vredelievend, meer rustig. Meeste natuurlik uit die aard van die saak ander godsdienste wat ook nie so is nie. Jy kry meeste van baie van die godsdienste, nie meeste, ekskuus. Baie van die godsdienste wat hulle godsdienst in jou keel wil afdruk, en as jy nie konformeer na hulle toe nie, dan sien jy die moeilikheid. Nee. En nou kom sê Paulus, hy sê, so is dit goed en aanneemlik vir God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kan kom. Nee, dit is so. Ons wil ook hê dat alle mense moet gered word. Ons wil ook hê dat die moslims tot bekering moet kom. Ons wil ook hê dat die boeddhiste tot bekering moet kom. Ons wil ook hê dat die hindoes tot bekering moet kom. En so kan ons aangaan. Ons wil ook hê dat die ateïste tot bekering moet kom. Nee, so is dit goed en aanneemlik vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word. Want in Johannes 3 vers 16 staan daar, want so lief het God die wêreld gehad dat hy Jesus gestuur het. Nee, so dat elkeen wat hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daar is immers net een God, kom sê Paulus. Net een God. En daar's net een middelaar tussen God en die mense. Die mens, Christus Jesus, wat homself met 'n hoofletter as 'n losprys vir almal gegee het.
Dit was op die bestemde tyd die bewys van die bedoeling van God. Met die oog hierop is ek aangestel as prediker en apostel, as 'n leraar om die heidene nasies te onderrig in die boodskap van die geloof en die waarheid. Ek praat die waarheid, ek lieg nie, kom sê Paulus net. Nou liewe vriende, daai tyd was dit nog baie naby aan Jesus, want Jesus dood is, en dis ook die ouens wat kyk na autentiekheid van geskrifte, sê altyd, wanneer 'n gebeurtenis, hoe nader die tyd is wat die persoon dood is, en na geskrifte gevind word, van wat daar gebeur het, hoe meer autentiek is dit. Liewe vriende, by Jesus, al die geskrifte en die goed oor Jesus, is absoluut autentiek op grond van wetenskaplike standaarde, om te sê, die tydperk na die persoon dood is 'n baie kort tydperk, daar's 'n groot hoeveelheid manuskripte gevind, en op grond van wetenskaplike vir die vriende analise daarvan sê hulle dan ook vir jou, dat daai geskrif, so die Bybel is eintlik op grond van daardie autentieke wetenskaplike gradering, die Bybel die mees autentieke boek ter wêreld. Geen wonder dat die Bybel die meeste gedruk word, liewe vriende, van alle boeke in die wêreld al vir, ek weet nie hoeveel jare al nie. Paulus wat my net kom sê, so is dit goed en aanneemlik vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid kom. Vriende, ek en jy moet bid vir ons moslim vriende. Dag in en dag uit moet ons bid vir hulle. Ons moet bid vir hulle, dat hulle vir Jesus kan sien, dat hulle vir Jesus kan ervaar, dat hulle weet hy is die weg, die waarheid in die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur, spesifiek in ons land, spesifiek in die wyeer Afrika en die wyeer wêreld ook, vriende. Ons bid vir hulle, ek wonder of ons bid vir hulle. Kom ons bid vir God, ons kom vra vir God om deur sy gees met hulle te praat, om hulle vry te maak van 'n verslawende godsdienst, liewe vriende. 'n Godsdienst op die ouende wat jou inperk, wat jou regte inperk, vrouens se vryhede inperk, alles inperk. Kom ons bid vir hulle, nee. Daarom sê Paulus, daar is immers net een God, en daar is net een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself as 'n losprys vir almal gegee het. En dan wat hy maar net sê, wat ek klaar gesê het, met die oog hierop is ek aangestel as prediker en apostel, as 'n leraar om die heidene nasies te onderrig. Wie is heidene? Die mense wat nie vir Christus erken as die verlosser en saligmaker nie. Om die heidene nasies te onderrig in die boodskap van die geloof en die waarheid. Ek praat die waarheid. Ek lieg nie. My 15 volgende vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.